Ons gaan vandag bietjie iets anders doen as gewoonlik. Ons het onlangs die Lex Libertas Club bekendgestel as 'n platform waardeur lede van die publiek meer aktief betrokke kan raak by ons werksaamhede. En ons is vandag hier in die ateljee saam met Megan Davies en Aldo Landsberg. Welkom, lekker om julle hier te hê. Dankie, Ernst. En ons gaan so 'n bietjie meer 'n informele gesprek voer. So wat die drie van ons gedoen het is ons het elkeen 'n vraag voorberei waaroor ons 'n bietjie 'n gesprek gaan voer. So ons gaan 3 temas kortliks behandel. En ons sal graag jou, die kyker se mening wil hoor. So laat ons weet in die kommentare wat jou antwoord op die vraag is of wat jou mening is oor eenvoudig wat hier gesê is. So goed, ek dink laat ek wegspring. So my vraag aan julle gaan oor Donald Trump en hoe ons sin maak van die Trump verskynsel. En die vraag is meer spesifiek, ek dink daar's redelike konsensus dat Trump nie noodwendig die wêreld se beste morele voorbeeld is nie. Maar tog het hy geweldige aanklank en is hy geweldig gewild en dit lyk of sy gewildheid aansienlik toegeneem het sedert 2016 toe hy gesê het hy wil staan vir president. Daardie tyd was al baie mense en ek self ook wat gesê het maar hierdie ou kan nie, weet hy's nie 'n morele voorbeeld nie en kan hierdie ou regtig president wees en baie van daai 2016 kritisie was eintlik in die afgelope verkiesing baie entoesiasties pro-Trump. Waarom is dit dat daar hierdie beskouing van Trump is dat hy eintlik nie regtig 'n morele voorbeeld is nie, maar tog moet hy die president van Amerika wees? Megan, wat dink jy? Ja. So my antwoord sal wees, niemand in die Bybel was eintlik 'n morele leier nie, totdat God hulle die mantel gegee het en hulle vrywillig daarna toe vorentoe getree het. So ek dink Trump was die enigste persoon in 2016 wat gesê het, wat gebeur in ons land en die USA nou is verkeerd en ons moet dit regmaak en iemand moet dit doen en hy as 'n besigheidsman was die een wat sê ek gaan nie myself ernstig opvat nie, maar ek gaan politiek ernstig opvat. Gaan opvat wat in ons land gebeur, ernstig opvat. So ek dink hy daai aanklank by mense want eerstens hy is hierdie komediant in 'n sin waar hy vat nie homself so ernstig op nie, maar hy vat wat hy doen met vrywilligheid en 'n brawe gesin, 'n baie dappere gesindheid. Hy doen dit nie net om dit te doen nie, hy doen dit want hy weet daar is reg en daar is verkeerd en hy doen dit op 'n manier wat mense weer eintlik opgewonde maak oor politiek. Ja, Aldo, wat dink jy? Ja, Ernst, ek dink ons almal weet Trump het nie 'n filter nie. Ek het al 'n paar keer goed gesien en dink ek by myself, "Sjoe, hierdie enetjie gaan moeilik wees om te verdedig by die braaivleisvuur." Maar ek dink waarop mense fokus is hy kry resultate. En Jordan Peterson het al baie hieroor gepraat wat baie politikuste deesdae op fokus is equality of outcome and not equality of opportunity. En equality, gelykheid is natuurlik belangrik, maar Trump het dit weer reg gekry om op die opportunity en nie die outcome te fokus nie. En ek dink die ander aspek is dat baie jong mense vind aanklank, want in die verlede was dit die rebelse ding om liberaal te wees, of hare pink te kleur, of wat ook al. En nou is die rebelse ding eintlik om konservatief te wees, en 'n Trump supporter te wees, en 'n MAGA hoed te dra. En ek dink dit dra ook nogal by daartoe. Ja, ek het presies wat jy nou sê nogal beleef, met veral hierdie buitelandse konferensies, wat ek nou al 'n klompie van bygewoon het, waar as jy na die NatCon konferensie toe gaan, dis die National Conservatism of CPAC, is die Conservative Political Action Conference. Dis oorweldigend jong mense. En dis dinamiese jong mense. Dis jong mense wat pakke dra, wat prokureurs is of wat besigheidsmense is of wat studente is wat aktief betrokke is. Dis nie die nuwe establishment is eintlik die linkse establishment of 'n linkse establishment en ek dink dit is nogal so en Trump het nogal en ek dink ek dink wat jy gesê het is nogal sinvol die vermaaklikheidswaarde. Politiek het baie vervelig geraak en Trump het daai vreemde inset. Ek het nou die dag gedink van Jimmy Carr gesien, die komediant natuurlik, waar hy sê Trump se vorige realiteitsprogram was The Apprentice. En nou het hy 'n nuwe realiteitsprogram wat nog meer vermaaklik is en die program se naam is The News. Ja. Dit is nogal ek dink dit is nogal so dit
dit is 'n interessante wending wat eintlik politiek oor die algemeen neem en ek dink ook die punt oor die goed gedoen kry met hierdie vrede in die Midde-Ooste het Benjamin Netanyahu die opmerking gemaak gesê hy was nou al lank eerste minister en hy het in sy politieke loopbaan nog nooit iemand gesien enigsins in die wêreld wat so vinnig beweeg en so baie goed gedoen kry nie. Selfs al haat jy die ou, kan jy nie sê hy's passief nie. Jy kan nie sê hy doen niks nie. Absoluut. Hy bereik goed in 'n ongeweldige tempo. Ja, hy luister ook na sy mense. Almal wat vir hom stem, hoor jy, as jy nie van die sy nie, as jy iets wil gedoen hê, wat wil jy gedoen hê? As jy genoeg geraas maak, is hy soos, wat gaan aan op Twitter vandag? Hoekom is hulle kwaad oor dit? Soos kom ons maak dit reg. Kom ons stel vir hulle iets wat hulle in belang neem op die voorlappe. Ja. Sjoe. Goed, kom ons beweeg aan. Wat is jou vraag? My vraag is, Lex Libertas probeer desentraliseer. So hoe gaan ons die Afrikaner verenig buite ons grense en binne ons grense as ons praat oor desentralisering? Sjoe. Okay. Ja, dis 'n groot vraag. Help gou 'n bietjie konteks gee as jy sê verenig. Bedoel jy fisies, bedoel jy ideologies? Ideologies op alle vlakke. Wat is ons plan langtermyn? So ek sal sê vir my is die antwoord tweeledig en amper teenstrydig. Daar's my twee kante van die antwoord. Die een antwoord is ek dink is goed, die een deel van die antwoord vir my is ek dink is goed vir ons dat daar diversiteit onder ons eie mense is. Ek dink altyd aan daai stelling van NP van Wyk Lou wat gesê het gedagtewisseling is vir 'n volk soos wat die bloedsomloop vir die liggaam is. En met gedagtewisseling sien ek dit ook as meningsverskille. So ek dink is goed dat ons onder mekaar partykeer stry en nie saamstem nie, want dit help ons almal om beter te word. En om daai teenargumente te hoor op wat jy glo. So ek dink nie ons droom of visie moet noodwendig wees absolute totale eenheid waar almal net soos robotte dieselfde is en dink nie ons moet juis verskillende opinies koester eintlik. Ja, en dit eintlik gebruik om ons sterker te maak. Maar ek dink dit is tog belangrik om mense bymekaar te kry en ek dink om dit te doen is nie 'n maklike antwoord nie, maar ek dink 'n groot deel daarvan is om goed net te gaan doen daar buite. Ek dink verskriklik baie aan iets wat ek gelees het toe ek op skool was, is 'n boek, een van John Maxwell se boeke. En ek het nog my maat vir my 'n John Maxwell boek gegee, ek dink ek was graad 10. En ek kan amper niks onthou wat in die boek staan nie, maar ek onthou een sin en hy het gesê alles staan en val by leierskap. En ek dink verskriklik baie daaraan nog steeds, dat as ons mense wil verenig, moet ons leiding neem. Mense moet uitgaan in die gemeenskap en goed gaan doen en ek dink leiding neem, dis 'n vraag wat ons nogal gereeld kry is, ja maar julle praat nou net, sê nou maar, of dink nou net, en ons sê ons altyd, ons moet al drie doen, ons moet praat en ons moet dink, en ons moet doen. Maar die punt is net om leiding te neem, gaan van ons vereis om baie meer te doen, as om gesprekke te voer, as om podcasts te doen soos hierdie. Dis 'n belangrike deel van wat ons moet doen, maar ons gaan moet uitgaan in gemeenskappe uit, en ons gaan goed moet doen, en goed in die regte lewe doen. Ek dink dis maar wat ek dink die belangrikste is. Wat dink jy? Ek dink my vraag sluit eintlik nou presies daarbey aan waar jy nou geëindig het met jou antwoord. So ek kan sommer oorgaan. Ek sommer kan aangaan met my vraag is, hoe kan ons die gesprekke, dis moeilike gesprekke om woorde soos federalisme en desentralisering te gebruik en daaroor te gesels, hoe kan ons die gemiddelde Suid-Afrikaner, die man op straat, wat dalk nie noodwendig belangstel of passievol is oor sulke gesprekke nie, ook geïnteresseerd kry daarin en dit dalk daai gaping tussen die moeilike gesprekke en dit wat elke Suid-Afrikaner veronderstel is of ons graag wil hulle moet weet, hoe kan ons daai gaping vul? Ja, ek sou daar dink ek dink aan een van ons bydraers by Lex Libertas wat gesê het ons moet onthou die belangrikste debatte is nie op YouTube of op Facebook of op X nie, dis eintlik by die braaivleisvure. En eintlik daai toets is die goed waaroor ons praat, is die soort goed waaroor mense praat as hulle saam braai en saam kuier. En dit is een van ons grootste uitdagings, want by Lex Libertas praat ons baie oor politieke stelsels, en jy het dit nou genoem, federalisme, en dan raak dit nou nog meer tegnies, as jy nou praat van territoriale autonomie en kulturele autonomie, en konfederalisme versus federalisme en die soort goed. En
meeste mense, 99% van mense lê nie in die aande en dink aan die verskil tussen federalisme en konfederalisme of hoekom werk Switserland se kantonstelsel nie. Maar die feit dat mense nie daaraan dink nie, beteken nie ons moet nie daaroor praat nie. So ek dink ons het 'n taak om, soos ek dit sien, en ek sou graag wil hoor wat julle dink, maar op twee vlakke te kommunikeer. Bedoelende, ons moet so kommunikeer dat mense wat meer ingelê is in hierdie soort goed dit verstaan en laat dit waarde vir hulle toevoeg dat hulle deelneem aan die gesprek. Maar ek wil amper sê selfs belangriker, ons moet so kommunikeer dat mense wat nie die goed verstaan nie, dit ook kan verstaan. Dat die gesprek dat die mense nie te abstrakt raak, dat mense nie verstaan waarvan 'n mens praat nie. En dan daarmee saam dink ek 'n baie groot verantwoordelikheid vir ons is 'n opvoedingstaak. Om onsself op te voed en om ander mense op te voed. En dis ook hoekom ek so oor die boekklub idee so opgewonde is ons moet onsself ontwikkel, ons eie denke en gedagtes, maar ons moet ook mense wat ons goed volg, wat programme soos hierdie kyk en die goed lees, ook help bemagtig met inligting oor wat aangaan in die wêreld en ook daai beperkende horisonne wat mense het verbreek. En een voorbeeld wat ek maar altyd noem is die idee dat in Suid-Afrika is daar hierdie vreemde narratief dat daar's net twee politieke stelsels, daar's of apartheid of ANC. En as jy nie saamstem met die ANC nie, dan beteken dit jy soek apartheid. En die waarheid is dis net daai twee is nie eers 1% van die moontlikhede nie. En ek dink ons moet mense se horisonne verbreek. Ek dink dit sou ek sê is belangrik. Wat dink jy? Ja, ek sal altyd my antwoord en al die se antwoord sal ek beantwoord deur om te sê die media is ons belangrikste hoe sal jy dit sê? Ons battlefield, ons slagveld. Ja. Dit is waar ons kan wen, waar ons die meeste inligting kan en 'n uitdrukking maak waar ons die intellektueel en die algemene Suid-Afrikaner kan bereik. En ek dink die tweede deel van daai vraag is dis wat ons nou probeer doen met die Lex Libertas Club is aktiewe betrokkenheid op grondvlak sodat ons kommunikasie en gemeenskap weer kan verenig, dat ons kan uitreik, dat ons kan verandering aanspoor op 'n intellektuele vlak, so op 'n media vlak en dan op 'n grondvlak waar ons armste Afrikaner weer uitlig uit hulle armoede, uit hulle struikelblokke en uit hulle vrees. Dink julle dat julle al gedink aan of is julle belewenis dat organisasies in kom ons sê in Afrikaner geleedere vyandig teenoor mekaar is of dat daar goeie samewerking is of is dit nie regtig iets wat vir julle Wat so organisasies bedoel jy? Ek dink ek verstaan wat jy bedoel. Daar is soos ek sien al twee kante. Partykeer probeer hulle soos ja, ons is en dan iewes skielik is dit net soos in so solidariteit aan Freeform soos ons is so bang vir werwing. Soos verdeeldheid dat is soos okay, kom ons tree almal net gou 'n trappie terug. So ek sien dat Afrikaanse organisasies is baie verdeeld, dink ek, in alle realiteit, want ons weet nie meer hoe om saam te werk en ons verskille te handhaaf. Dis soos hierdie is my verskil en dis verby en so ons kan nie meer daar praat nie. Ons sien dit in ons kerke, ons sien dit in ons gemeenskappe, ons sien dit in ons skole, soos sodra daar 'n klein bietjie van wrywing is, verdeel ons net onder mekaar en ek dink dit is tyd dat ons weer die Afrikaner as geheel, al ons gemeenskappe, jy hoef nie saam te werk en alles nie, maar om weer ons gemeenskap as een nasie vorentoe te beweeg, want dis wat ons soek deur 'n federale stelsel. Ons soek een nasie onder God weer. Ons soek een stelsel wat ons almal kan lei sodat ons weer 'n beter alledaagse lewe kan hê. Ja, ek kan ook 'n bietjie konteks, dit was 'n baie mooi antwoord. 'n Bietjie konteks vir die vraag. So ek het soos wat ons nou hierdie opneem gister, gesprek gehad met iemand wat by 'n politieke party betrokke is, wat ook by Lex Libertas betrokke is en meer aktief betrokke wil raak. En ons het 'n goeie gesprek oor gehad en my belewenis, ek het dit eintlik gister besef is, ek dink ek was vroeër baie meer sensitief oor sulke soort goed as wat ek vandag is. Maar ek dink daar's baie keer hierdie ding, hoekom ek die vraag vra is kom ek sê eerstens, ek dink is goed as mense van politieke partye ook betrokke is. Ons is natuurlik nie verbind aan 'n politieke party nie, maar en ons werk aan 'n soort van 'n stelseloplossing terwyl politieke partye baie keer binne in die stelsel werk. Maar die rede hoekom ek die vraag vra is ons kry baie keer die vraag of ek hoor baie keer mense sê hoekom is daar so baie organisasies? Ja. En ek het
my gevoel daaroor is as daar verskillende organisasies is dit nie vir my 'n slegte ding nie. Mits die organisasies mekaar se bona fides vertrou en met mekaar kan saamwerk. Ja. En ek dink die voordeel van verskillende organisasies is mense het verskillende eerstens die organisasie het verskillende fokusareas. Ja. So een organisasie wat alles probeer doen, gaan op die oomblik niks reg kry nie. So ek voel amper hoe nouer jou fokusarea is, hoe beter, want dan kan jy spesialiseer daarin. En tweedens, dit bied ruimte vir mense om betrokke te raak daar waar hulle voel hulle waarde kan toevoeg. Maar dan, en dit is die punt oor jou vraag, is dan moet daardie organisasies met mekaar kan saamwerk, mekaar kan vertrou, en in soverre as daar verskille is, met vrymoedigheid dink daaroor kan praat, maar nie noodwendig mekaar se bona fides aanval en mense beskuldig van conspiracy theories en sulke soort goed nie. Soos basies na een doelwit toe werk. Verskillende organisasies met verskillende fokuspunte, maar wat na een doel toe werk, en op hierdie stadium is ons doel federale stelsel, onafhanklikheid vir die Afrikaner. Nie net wen jy 'n court case of kuier die jeug saam nie, dit moet alles wees na ons soek vryheid en ons soek vryheid as een nasie. Ja. Ek dink dit is die antwoord. Daar's een groot oorkoepelende doelwit waartoe al hierdie verskillende organisasies werk, en ek dink nie daar sal antagonisme wees, nie dat ek al opgetel het nie, maar as daar is, kan dit verminder word as elke organisasie besef dat hulle verskillende goed doen en verskillende subdoelwitte het en aanvaar dat ons almal saam na die oorkoepelende groot doelwit toe werk. En dat ons mekaar aanvul en versterk. Ja. Natuurlik. Ja. Megan en Aldo, dankie. Ek dink ons kan meer gereeld sulke meer informele gesprekke voer en oor spesifieke temas, en vir die mense wat saam kyk, laat weet vir ons wat jy dink. Ons het 'n paar temas bespreek, sê vir ons in die kommentare, wat dink jy van die vraag, wat sou jou antwoord wees, maar ook van die gedagtes wat hier gewissel is.